Oh, daar is die eer nou uit sien. Maar dat is die wil die eer uit, dan moet niks eerbubbels in mee sien. Alright. So, dan gaan we net iets spuit. Let's see. Like it nou. So. Gaan om... Ja, net nie. Is bietjie te hoog. Oké, je ziet nou zo? Mooi in. Oké. Zo vandaag bij ons. Ja. Dat is het. Right. So. Steroids. Kom ons praat bietjie. Alright. Ek spuit long acting. Nou, long acting vat 'n paar dae. Soos my long acting, so half-life is nou wanneer dit nou 50% in jou stelsel is en dan gaan jy eers begin die effekte sien en begin uitsit. Okay. Maar kom ons sê nou jou spuit fast acting, okay? Binne 'n paar dae, maybe 'n week. Ek weet nie hoe is long acting of fast acting nie. Ek het dit nie gebruik nie en ek gaan dit ook nie gebruik nie. Rede daarvoor is jou nippels. Ek gaan jou nou, okay, ek gaan jou nou nie wys, ek wil nie met my nippels kyk nie, maar dit raak langer, die punt raak langer en het staan uit. Okay? So, en dit is seer soos ek hoor, want een van my chommies het fast acting gespuit en dit is seer. So, ek gaan nie gebruik nie. Al wat dit doen is jy gaan vinniger jou progress sien. Alright, om 8 dae te wag is niks. Okay. Vandag is 8 dae van wat ek gespuit het, die eerste keer. So, dis nie te bad nie, jy wag maar en jy weet, jy is veilig. Alright, dan, kyk, dit is alright, dan, steroids is gevaarlik, okay, so, waar, dit maak nou jou spiere groter, okay, maar, jou hart is ook 'n spier, so dan sê die roids vir jou hart, okay, nou moet jy ook groei. Nou om 'n groot hart te hê, mag dalk goed klink, maar dit is nie. Want dan gaan jy begin ly aan hoë bloeddruk, hartfeile, jy kan 'n hartaanval kry. Die kant van jou hart wat pomp. Ek kan nie presies die naam onthou nie. As ek dit gaan uitspreek in Engels, gaan ek dit jou moontlik opneek, maar dis nou die kant wat dit pomp deur jou lyf, okay? Want jy het 'n kant wat pomp en 'n kant wat invat, okay? Nou daai kant word so groot dat want hy is obviously 'n spier, hy bly druk. Dis die spierkant. Alright. So hy word so groot dat dit gaan meer effort vat om vir hom om te pomp al die bloed deur jou lyf te pomp. Okay? Waar hy nou normaal pomp, alles gaan smoothly deur. Nou moet hy 10 keer harder pomp net om dieselfde werk te doen. Verstaan? Dan gaan jy begin lightheadedness kry, jy gaan hartprobleme optel ensovoort. So hou dit in gedagte, okay? Nou, met dit gesê, dit is gevaarlik. Rede is, jy vat jare van jou lewe af, okay? So jy moet mooi dink voordat jy gaan spuit. Want as jy 'n familie wil hê eendag, sal ek nie voorstel jy doen dit nie. Okay, jy kan nog steeds kinders kry as jy 'n sekere compound spuit terwyl jy op jou cycles is om kinders te kan kry. Alright. Maar obviously as jy dit nie spuit nie, sit jou testosteron of jou eiers trek op. Jy voel bly dieselfde, soos ek in die van lang video's gesê het, dit bly dieselfde. Is 'n bangmaak storie vir ons mans. Obviously ons wil nie klein nie, okay? Maar dit bly dieselfde, jou eiers trek net op van nou, hulle hoef nie meer hulle werk te doen nou nie.
tot en met off-cycle, dan sal dit weer begin. Okay, so, dit gaan afgesit word, behalwe as jy nou daai compound spuit, dan kan jy kinders kry. Alright, hoe ek sê, het vat jare van jou lewe af, okay. Met wat kan gebeur met jou, hartaanval en goed soos dit, bloeddruk en wat ook al. Dit is nie gesond nie, ek meen, dis onnatuurlik vir mense om so groot te wees wat er op die stage is. Okay, dis onnatuurlik. Dis hoekom hulle roids gebruik. Dis hoekom ek roids wil gebruik. Kyk, dit is nog altyd my droom gewees om op die Olympia stage te kan gaan staan. Of om, al is dit net op die Arnold Amateur, kan ek sien, daar is progress. Dan kan jy per 'n paar jaar by die Olympia wees. Maar nou ja, daar is nog baie bodybuilders wat lewe, okay, wat geblaas het. Baie van hulle is dood wat geblaas het. Soos Rich Pina. Okay, hy was huge. En hy was oop en eerlik oor sy roids. Arnold Schwarzenegger was nie oop en eerlik nie. Tot en met later jare, en ek het net 'n paar jaar terug geadmit dat hy het gebruik het. Hy het altyd gedeny, maar almal kon sien. Sylvester Stallone is op compound, maar nie so erg nie. Hy is op growth hormone. So hy spuit nie, hy take it oral. Nou oral, nie geen hierop. Okay. Nou test, as jy spuit, dit doen ook, maar nie so erg as oral nie. Want kyk dan oral, dit gaan dan na die digestive system toe, dan nou niere, so dit is al die compounds wat nou afgebreek word en dit nie geen hierop. So eintlik om te spuit is eintlik gesonder as om pille te vat. En pille vat eintlik baie lank en jy gaan nie so groot word nie. My een chommy het pille gevat, my beste vriend het pille gevat en hy het nêrens gekom nie. Eintlik het hy verloor. Sy arms het van 18 inch afgegaan na 16 inch toe. Okay. So hy het baie verloor. Okay. Dan wil ek praat oor hoe jy sterk. Okay, nou ek het notas hierso. Alright. So, ek sal base moet jy altyd as 'n testosteron vat. Base is altyd testosteron. Kyk, jy hoef nie soos ek te begin net met test nie. Jy kan sterk, jy as kyk. So, as jy wil, sê nou jy is nou 'n relatiewe groot mannetjie, okay, wat nou baie vet op het, high body fat percentage. Dan sal ek voorstel jy gaan met Deca, dan gaan jy voorstel jy gaan met test en sustenance of test en Anavar of Anadrol, een van daai, okay. Nou as die môre is ek begin nou eers, ek wil net eers size uitsit, ek wil eers sien hoe lyk ek as ek my potensiaal kry van my lyf nou, voordat ek vet opsit en dan groter word, okay. Dis hoe ek test net spuit, sodat ek net my normale lyf se potensiaal kan sien sonder om op 'n bulk te gaan. Nou as jy môre soos ek en jy wil op 'n bulk gaan sonder om jou potensiaal te sien net so, dan sal ek voorstel jy gaan met test, 1 ml test en dan 0.5 ml Deca. Okay. Nou gaan doen jy eie navorsing op wat se cc wil jy spuit. Ek vir 300, dis sterker. Okay. Hoe sterker dit is, hoe beter gaan dit vir jou werk. Okay. Maar hoe sterker dit is, hoe slegter is dit vir jou. Okay. So jy moet regtig jou eie navorsing gaan doen. Alright. En ek gaan nie vir enigiemand sê waar om te kry nie. Maar as jy spuit of iemand kry, moet jy dat hulle jou vra vir 'n maalprys nie. Okay. Ek het iemand gehad, ek het nog nie gespuit nie, ek het eers navorsing gaan doen, klomp mense gaan check en toe het ek 'n ou gekry in die Kaap wat vir my testosteron sou gegee het en Anavar. Okay. Sê vir my ek soek nie dit nie. Geef my iets anders dit. Sê vir my okay, testosteron en tren. Nou jy kan nie vir iemand net tren gee nie. Jy kan nie net tren vat nie. Okay. Dit is jy sal mentally fucked wees. Tren is 'n mental ding. Okay. So toe ek begin agterkom, hierdie ou weet nie wat hy doen nie. Want ek gee vir hom my body weight, ek sien vir hom foto's hoe ek lyk.
Nou obviously jy kan sien, die ou kan die trein gebruik, hy moet eers op 'n balk kom, of hy moet eers test gebruik, dan op 'n balk gaan en so voort. Jy kan nie net nie op trein gaan nie. Okay. Sam Sulek gebruik nie eers trein nie. Okay. Dit sê vir jou nou baie. Okay. Toe het ek met een van my chommies gepraat wat my ou se nommer gegee het wat hy by sy gekoop. Toe ons gepraat. Die ou is groot, okay, so ek vertrou hom en my vriende vertrou hom en goed soos dit. Alright. So ek het by hom gekoop. My test, ek gaan nie die prys gee nie, dit was onder R1000, okay. As ek gaan stack na graad van 'n 10 week stack, okay, soos borreltjies en pille wat jy gaan moet vat, R2200. Okay. Nie bad nie. Alright. My ander vriend vat vir sy test en sy deka wat hy gebruik het, R1005. Okay. Nie bad nie. Alright. Maar wat hy nie uit dit uitkry nie, is hy kry nie sy inspuitings nie. Okay. As ek daai 2 gaan betaal vir dit, gaan ek my inspuitings kry, my naalde, my obviously die roids en die off-cycle needs, soos die pille wat ek moet vat, en die skedule, alles trek vir daai prys wat hy nie gaan kry vir daai 1.5 nie. So jy moet kyk wat jy kry en wat jy nie uitkry nie. So jy moet regtig jou eie navorsing gaan doen. En dan moet jy obviously jou eie navorsing gaan doen hoe jy gaan spuit. 300 cc, nie 2 keer 'n week spuit, want dit is nog steeds 'n laer cc. 300 en laer 2 keer 'n week. 0.5, okay. En dan ons spuit jy 300 cc en dan sê jy nou jy wil blaas, jy wil 1 maal spuit, dan gaan jy 1 keer 'n week spuit. As jy 2 maal spuit, gaan jy 1 keer 'n week spuit. I do not condone spuiting om te spuit vir 2 maal 2 keer 'n week nie. Ek sê nie jy moet oor 2 maal gaan nie. Ek stel dit nie eintlik voor dat jy eers 2 maal spuit in die begin nie. Okay. Ek gaan. Okay. Dis jou besluit, maar ek gaan. Okay, ek gaan na 'n maal toe en dan gaan ek 2 maal spuit die laaste ruk. Okay, laaste 2 weke. Nee, 2 maal spuit. Net om te sien wat ek kan uitsit. Alright, dan as jy off-cycle is, jy gaan baie van jou progress verloor, baie gewig verloor, maar jy moet try dit maintain. Wat die moeilikste deel is van die spuit in gym is niks. Kyk, as jy gaan gym, jy het pyn nie. Okay, jy gaan net. Okay, as jy bors doen, daar is 'n bietjie van 'n brand, maar daai brand is lekker, ek moet sê. Brand is lekker. Maar nou ek praat oor die volgende cycle. Okay. Hoopelik is dit daai tyd in Amerika, want is oor ek moet 10 weke opwees en ek dink 8 weke af. Okay. So ons gaan dit so doen by daai tyd volgende cycle is ek heel moontlik in Amerika. Okay, dan kan ek bulk, dan kan ek daai kan koop. Obviously nou weet ek wie om te vra, wat se ouens in die gym om met te praat ensovoorts. En ander ding is dink ek gym membership kry daar. Okay. So dit is maar net al wat ek oor wou gepraat het is julle bewus te maak van die goed en nadat ons in halftyd is, Half-Life is, nou gaan ons begin sien wat dit is. Jy weet, jy begin sien die effekte en begin sien hoe groot is. Kyk, ek is nog nie so groot nie. Ek het maar 13 inch arms met traps. Ek is relatief. Ek het skouers, ek het 'n bietjie bors. Maar ja. Sal kyk in die volgende video. Ek speel weer Dinsdag. Lekker.